plek, wat maak dat ek vast en stewig staan. Net my God, verkyk my krag, hy is my toevlug in my nood, hy is my skuld, my wegkry plek, by wie ek altyd veilig is. Vertrou op, ten alle tye stond jou hart uitvoer die Heer. Hy is my redder, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel my rond. Net my God, vertrek my rus, op hom alleen kan ek vertrou, en al die mag, behoort aan hom, hy is my lewe en my hoop. Vertrou op hom, ten alle tye stond jou hart uitvoer die Heer. Hy is my redder, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel my rond. Stil my siel, hy is die Heer, van hom is my verwagting. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom kon my verlossen. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom is my verwagting. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom kon my ten alle tye stond jou hart uitvoer die Heer. Hy is my redder, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel. Vertrou op hom, ten alle tye stond jou hart uitvoer die Heer. Hy is my redder, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel my rond.
Hier kan ek
Here, dis presies wat ons vanoggend vir U wil kom sê. Net dit. Daar's geen ander plek waar ons wil wees nie. In U arms. In U arms, Here. Ons kom sê dit vanoggend vir U. Ons kom bely dit. Daarmee saam, Here, moet ons kom verskoning vra dat ons baie keer voel of ons wil weghardloop. Of ons nie daar wil wees nie, om wat ook al se rede. Maar ons weet, omdat ons weet, daar's geen beter plek om te wees as in U arms nie. By U. Saam met U. U in ons. Ons kom elkeen vanoggend, Here, met die diep kreet en behoefte om U arms styf om ons vas te hou. Dat ons sal ervaar en beleef dat daar iemand is in hierdie wêreld wat ons nie sal los nie. Wat ons ten spyte van onvoorwaardelik sal lief hê en sal bly vashou in 'n stikkende, brose wêreld. Is U steeds die een wie se arms nie te kort is nie. Wat die arms uitsteek en dan ons wil raak vanoggend en in hierdie dag en vir lewe vorentoe. In U arms wil ons wees, Jesus. In U arms. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Goeiemôre. Welkom dat jy hier is vanoggend. Welkom dat jy aanlyn is vanoggend. So terwyl jy gaan sit, sê gou vir iemand rondom jou, hallo, welkom. Sê net vir die persoon, weet jy
dat hierdie die belangrikste dag van die jaar is. Ja, jy het my nie nou gehoor nie. Dink jy kan verstaan dat julle besig was om mekaar nou te groet. Ek het sopas gesê, hierdie is die belangrikste dag van die jaar. Dankie. Hoekom dit nie ook 'n nasionale vakansiedag is, weet ek tot nou toe nie. Seker maar omdat dit te naby aan jeugdag is. Maar nou ja, ons het wonderlike paas in hierdie gemeente. Ek gaan nou dit met julle deel. Maar voor ons daarby kom, een of twee goed. Ek was veronderstel om vir julle te sê, en moes vir julle sê, van Living Network se Jakte Priester Fondsinsameling Saterdag. Maar ek mag dit nie meer sê nie, want die kaartjies is uitverkoop. Meer as 200 mense, kaartjies is uitverkoop. Ja, gee maar nog 'n klappie. Ek moes vir julle sê, dat die Rooiwal uitreik van 6 tot 14 Julie gebeur. En laasweek nog het ek vir julle gesê, daar's plekke, ek mag dit nie meer vir julle sê nie, hulle is oorvol. Klappie. Daar's hy. Vriende, so het ons aan die einde gekom van nog 'n absolute vol, wonderlike kwartaal. Wel amper, ons kyk terug en weet net dat die Here weer, ek kry nie meer woorde lekker nie. Goed klink partykeer so cheesy en so klein en so min, maar net 'n wonderlike halwe jaar gehad en ons is so dankbaar daaroor. Terwyl ek dit vir julle sê, wil ek julle nou nie besig hou met wat vir die tweede helfte van die jaar voorlê nie, want ek gaan vir jou moeg maak. Daar is ook nie tyd nie, dankie Clement. Daar is ook nie tyd nie, maar as jy wil praat daaroor, ek het 2 ure na die tyd om vinnig met jou te deel, wat alles voorlê vir die res van die jaar. Daar is egter nog een samekoms, by mekaar kom, wat ons jou graag van hulle herinner. Julle weet van die veldtog wat nou klaargemaak het, met Compassion Day verlede Saterdag, en huiskerke bly ons kern, dit bly vir ons belangrik, dit is vir ons nodig dat ons in kleiner verband mekaar ondersteun, mekaar onderskraag, mekaar herinner aan God en wie hy is en die Vader wie hy vir ons is. En daarom het ons 'n huiskerk afsluitingsaand vir die kwartaal, Woensdag aand 25 Junie. En ons sê dit vir die gemeente, want al die huiskerke, bestaande huiskerke, kom vir die aand met die kwartaal afsluiting, sop, brood, sherry, whatever, net 'n lekker kuier vir die aand, die Woensdag aand 25 Junie. Maar hier's die ding, as jy in 'n huiskerk wil aansluit, betrokke raak by, dan kom jy daai aand. Ons gaan vir jou saam met die ander huiskerke laat kuier en eet en whatever alles gaan gebeur. En ons sal jou sommer kan indeel ook in 'n huiskerk daai aand. So as jy nog nie in 'n huiskerk is nie en jy oorweeg dit, dis 'n baie goeie oorweging. It's noble en is goed en reg. Kom daai aand. Ons gaan vir jou plek gee in 'n huiskerk Woensdag aand 25 Junie. Kom ons kyk gou op hierdie Vadersdag, net aan die begin van die boodskap, na die volgende. Papa is altyd daar vir my as ek papa nodig het. En ja, papa is my held. Papa red my van die spinnekoppe en sommer net enigiets op my plaas. Ek is baie lief vir papa. I'm very fortunate to have like people, or him in my life specifically. Obviously, it's Father's Day, and that's why we're doing this. But yeah, I'm really appreciative that I have someone I can do this with, and someone who supports me in that specific way. I love my dad. My broer is nie by nie, hy is gaan by musiek. Ons wil sê Happy Father's Day en hoop jy het 'n lekker Father's Day. Wat ek dankbaar voor is vir die ouer mans in my familie, is hulle kos maak en die grappies wat hulle vertel en die manier hoe hulle om die huis werk. Ek is Jessica en ek wil net sê ek hou my pa baie lief het. My pa is altyd daar vir my wanneer ek sy hulp nodig het. Ek kan hom vertrou met enigiets. Ek kan sy hulp vra vir enigiets. En hy sal my help. En ek is super lief vir jou. Jy beteken alles vir my. Jy is 'n held. Jy is 'n mens om na op te kyk. En ek appreciate dat jy alles self van doen.
en dat jy alles opoffer net vir jou. Ons het 'n baie special band en 'n baie goeie verhouding. En ek voel soos hy is altyd daar vir my. En ek kan, as ek met iets sukkel of hulp nodig het met enigiets, dan kan ek maar om te gaan en met hom gaan praat daaroor. En hy sal my help. En ek voel soos God het vir my die beste pa gegee wat hy possibly vir my kon gegee. My pa is 'n baie goeie pa. Hy is lief vir my. Hy sorg vir my. Hy maak altyd seker ek het kos in my bord. En elke nou en dan 'n pakkie jelly beans. Ek is baie lief vir my pa, want hy werk baie hard om vir my die lewe te gee wat ek wil hê. My pa is die beste pa wat ek vir kan vra. Ek is lief vir jou pa. Gelukkige Vadersdag. Lief papa baie. Ja, ons baie vir my pa kan sê. Maar die beste ding is seker dat hy altyd 'n plan maak om vir ons om te gee. Hy kyk na ons en sy hele hart en hy probeer ook dat ons op die regte pad gaan na Jesus toe. En dit is vir my so lekker as hy net omgee vir ons en dat hy altyd sy beste doen vir ons. En dit kom van tieners. Hulle kan praat. En hulle kan mooi goed sê van hulle paas en hulle het. Baie dankie daarvoor. Dis ons tieners daai, vleg tieners. Dit hou nie daarop nie. Ek het so tyd gelede het ek vir 'n paar ma's en moeders in die gemeente gevra of my 'n teks te stuur oor die pa van hulle huis. Ek was oorbluf. Ek was oorweldig en ek wil dit met julle deel volgend, want ek dink dit sal selfsugtig wees as ek dit nie met julle deel nie. As ek dit nie sê wat hulle vir my gestuur het nie. Dit gaan my 'n tydjie vat, want ek kan ook nie grepe daar uithaal nie. Dit is net dit sal nie dit reg daaraan laat geskied nie. Liewe pappa, jy is ons 3 skapies se herder. Hulle ken jou stem, jou grappies, jou drukkies. Hulle voel veilig binne die kampie wat jy vir hulle afspan en beskerm. Hulle vind baat by jou aanmanings en weet dat jy net doen wat jy ons groot Here en herder vir jou sien doen elke dag. Ons is bederf met 'n pa soos jy. Gelukkige Vadersdag aan my man, die held van ons huis en die pa met 'n hart van goud. Dankie dat jy elke dag opstaan met liefde, geduld, geloof. Jy is ons rots. Die een wat ons dra wanneer dinge moeilik raak en die een wat altyd wys dat God se genade genoeg is. Jy leef Christus se liefde uit op maniere wat woorde nie altyd kan beskryf nie. Deur jou voorbeeld, deur wysheid, deur jou onwrikbare lojaliteit aan ons gesin. Ons kinders het soveel geseënd met 'n pa soos jy. Een wat nie net leiding gee nie, maar ook leer hoe met 'n sagte hart en 'n sterk geloof deur die lewe te stap. Mag die Here jou vandag ryklik seën met vrede in jou hart, rus in jou siel, vreugde wat net hy kan gee. Ons is lief vir jou, meer as wat woorde kan sê. Dankie vir die man, die pa, die seun, die skoonseun wie jy is. Dankie dat jy vir ons 'n voorbeeld stel in pligsgetrouheid, vrygewigheid, selflose liefde. Dankie dat jy jou plek vol staan en nie skroom om die soms ongewilde besluite te maak, omdat jy die beste vir ons gesin wil hê nie. Dankie dat jy vir ons bid. Gelukkige Vadersdag my man, die hoof van die huis, as ek nie daar is nie. Kyk, hierdie lees ek alles anoniem, jy moet dan maar self besluit, jy weet, wie die geskryf het, of jy kan na die tyd vir my kom vra. As ek nie daar is jy die hoof van die huis. Jy is 'n wonderlike pa, vol liefde, lag, my oudste kind. Jy is die kinders se held, omdat jy saam met hulle voor ontbyt al sjokolade eet. Hulle leer jou hoe om pap op die vloer te mors, en dat jy glo die 3 eettepels Nutella is 'n snack. Dis nie 'n foutie. Met 'n handdoek as 'n mantel, 'n braaitang as wapen, of 'n voorskot vir die stoof as jy 'n voorslag in die kombuis. Langs die sportveld kan hulle jou ook nie mis nie. Jy is my beste spanmaat, ek is dankbaar vir jou liefde, jou lag, die magiese vermoë om iets met iets anders in die garage reg te maak. Vandag mag jy maar op die rusbank lê en op jou telefoon speel. Nog so 1 of 2. Dankie dat jy pa, priester en koning van ons huis is. Jy het 'n hart vol deernis, spreek woorde van wysheid, 'n wonderlike geestelike rolmodel vir my en ons kinders. Iemand wat vir ons liefde en omgee elke dag demonstreer.
nederig en diensbaar. Deel ons vreugde en trane deur altyd daar te wees. Stel altyd jou gesin se belange bo jou eie. 'n Wonderlike lewensmaat, 'n pappa wat ons vir niks sal verruil nie. Dankie Jesus Christus dat jy ons so geseën het met die beste pa. Daar's die een. Jy het 'n natuurlike God gegewe autoriteit. Ek vra 10 maal, jy sê 1 maal. Mamas wil toedraai, vasdruk en beskerm, maar jy weet die lewe is hard, onwrikbaar en selfs wreed. Jy's reguit, dra die doekies om nie. Maar in liefde en binne grense maak jy jou kinders los om kansse te vat, vrees te trotseer en self 'n plan te maak. Jou gemaklike teenwoordigheid laat ons veilig en rustig voel. Want kom ons wees maar eerlik, pappa is nie die emosionele een nie. Jy sorg, jy beskerm, jy ondersteun, jy kyk uit vir ons. En dan was daar 'n stemnota wat eintlik maar opgesom kan word in dankie vir jou totale vergifnis, jou onvoorwaardelike liefde vir elkeen afsonderlik, vir my en vir al 3 kinders op hulle eie manier. Liewe vriende, ek wil vanoggend 'n lansie breek vir die paas. Ek weet nie wanneer laas jy aansoek gedoen het vir werk nie. Iemand onlangs aansoek gedoen vir werk? Ek weet nie wanneer laas jy na 'n posomskrywing gekyk het nie. Ek weet nie wanneer laas jy 'n job description onder oë gehad het nie. Maar dit klink nogal vir my na 'n taamlike reuse taak as ons moet begin kyk na die rolle van vaders. Kom ek noem vir jou wat ek sommer net gaan lys het. Versorging, beskerming, leiding, opleiding, voorbeeld, emosionele ondersteuning, finansiële ondersteuning, gesinsverhoudings, en daarbij sluit ons dan nog huwelik ook in. Om dit alles goed reg te kry, het dit my in die week nogal laat dink aan Superman. Dis 'n reuse tall order. En die druk om dit te doen en goed te doen, deesdae raak nie minder nie. Dis asof die druk net nog meer raak, nog groter raak. Ek praat nie van prestasie nie. Ek praat doodgewoon om te poog om by al die rolle uit te kom. En ek sê dit in die lig van die volgende verhaal wat ek gelees het en wat ek ook met julle wil deel vanoggend oor die druk waaronder ouers en veral paas in hierdie tyd is. James Costa, 'n seun van ongeveer 12 jaar oud, het vir hom naam gemaak in die rekenaarbedryf. Hy vertel dat hy op 13-jarige ouderdom reeds R20,000 per maand verdien het. 13. Wat, graad 7, graad 8 min of meer. R250,000 per jaar. Dis sleg nie. Hy het later in die aand huis toe gekom, 'n meisie van 18 jaar oud gehad, hy was 13. Geld soos water uitgegee en begin om skool te dros. In 'n onderhoud met die Huffington Post vertel hy dat sy ouers hom toe voor 'n ultimatum gestel het. Indien hy langer onder hulle dak wou aanbly, moes hy sy besigheid opgee, sy meisie afsê en op sy skoolwerk begin fokus. Maar Costa het hom nie hierdeur laat afsit nie en besluit toe om sy ouers hof toe te neem. Julle weet dat dit 'n taamlike tendens is deesdae. Waar hy die regter oortuig het dat hy volwasse genoeg was
om sy eie besluite te neem. Hy is toe as 'n volwassene verklaar en het die ouerhuis verlaat om sy eie lewe te lewe. Costa kies om 'n pad afsonderlik van sy liefdevolle vader te stap. En net soos die verlore seun het hy 'n kort rukkie later ook in sy eie varkhok beland. Betrokke geraak by 'n gemeenskap van hackers wat by stelsels soos die IBM ingebreek het. Op 14-jarige ouderdom was Costa die Amerikaanse FBI arresteer en het tot 'n skokkende ontdekking gekom. Sy status as volwassene het gemaak dat hy as volwassene aangekla is. Hallo, the wheel turns. En dat hy vir 45 jaar tronk toegestuur is. Costa se verhaal laat 'n mens onwillekeurig dink aan 'n soortgelyke verhaal wat Jesus aan sy disippels vertel het. En ek het regtig hierdie week op 'n avontuurreis gegaan oor die naam van die gelykenis. Ek wil die gelykenis se naam is eintlik gewees het The Brat. Ek het so kwaad geraak toe ek die storie van die verlore seun weer gelees het. En ek wil dit met julle deel vanoggend. Toe vertel Jesus nog 'n verhaal. Eendag was daar 'n man met 2 seuns. Die jongste seun kom op 'n dag na sy pa toe en sê vir hom: "Pa, ek wil nou dadelik my erfporsie hê. Ek wil nie wag totdat pa eers dood is nie." Pa het sy goed verdeel en vir elke seun sy erfporsie gegee. 'n Paar dae later het die jongste seun sy goed gevat en pad gegee. My ma het altyd vir my gesê, as ek vir haar sê ek gaan wegloop, sorg dat jy goeie skoene aan het. Ek hoop en glo hy het. Hy het in 'n ander land gaan bly, daar het hy sy erfporsie uitgemors. Een wilde partytjie na die ander een gehou en gedoen net wat sy hart begeer. Kort voor lank was al sy geld op. Toe breek daar 'n groot hongersnood in die land uit sodat die jong man niks gehad het om te eet nie. Hy het later gaan werk vir iemand wat in daai land bly. Al werk wat hy vir die jong man gehad het was om varke op te pas. Ons kom nou terug daarna toe. Later was die arme man so honger dat hy selfs bereid was om die varke se kos te eet, maar die eienaar het geweier. Op 'n dag sit die jong man by homself en dink: "Wat vang ek met my lewe aan? Selfs my pa se slawe op die plaas het 'n beter lewe as ek. Hulle het almal oor genoeg kos om te eet. Ek het nie eers 'n stukkie droë brood om my honger te stil nie. Hier sit ek en sterf van ellende. Vandag nog gaan ek terug na my pa se huis toe. Ek sal vir hom sê: Pa, ek het baie lelik met pa gemaak. Ek het ook nie na God geluister nie. Ek verdien nie om langer pa se seun te wees nie. Vat my asseblief terug as 'n doodgewone werker hier op pa se plaas." Liewe vriende, ek is oortuig daarvan, daar's baie ander stories vanoggend hier. En jy vra jouself onwillekeurig die vraag af: het 'n pa hiervoor gevra? Verdien 'n pa hierdie? Dat hierdie brat, en ek kon nie op 'n beter woord, die Afrikaanse woord is vermeteldheid, maar dit klink net soveel beter in Engels. Die audacity gehad het om binne hierdie omstandighede, fantastiese, fenominale omstandighede, hy het 'n werk gehad,
Hy was by sy familie. Hy was in 'n ongelooflike gemeenskap, besig om te werk, voortvarend, besig om as mens te ontwikkel en te groei. Dink jy by jouself? Ek bedoel, dit was seker van die mees gunstige omstandighede wat jy jouself kan indink. En hier kom die verlore seun met die vermetelheid, the audacity, which is described as a quality or an act of being audacious, often involving a disregard for normal restraints or conventions, or a bold and daring quality that may be perceived as rude or shocking. Nou moet ons vir 'n tydjie stil staan by hierdie verhaal, want ek wil hê dat jy moet mooi verstaan wat hy gedoen het. As jy vir iemand of vir jou pa vra vir 'n erfporsie, voel dit vir my amper soos om vir hom te sê, maar jy's dood. Jy bestaan nie meer vir my nie. Geef my wat myne is. I'm off. Pak my tassie. Daar's iets beter aan die ander kant. Hy vra vir sy erfporsie en die pa gee dit hom. Wat hom toekom. Ons moet aanvaar, vriende, dat hy verruil hierdie omstandighede waarin hy is, hierdie uiters gunstige omstandighede verruil hy vir 'n heidense land. Wat jy moet nou weet, onder die Jode was daar nie varke nie. En hy gaan vind homself tuis binne die varke in 'n varkhok. Hy is selfs bereid om varkpele te eet. Nou, ek weet nie of jy weet wat die verhouding is tussen Jood en vark nie. Maar ek dink nie dit bestaan nie. Maar die verlore seun is bereid om so ver en diep te daal dat dit die deel raak van sy lewe. In die gemors gaan sit hy tussen die varke in die varkhok. En dan wil ek nou vir jou gou 'n paar verdere implikasies lees van die besluit wat hy geneem het. Die gewoonte in die ooste om met onwelkome bedelaars te handel sonder om suinig voor te kom, was om vir hulle werk te gee wat niemand anders wou doen nie, sodat hulle dan eerder self sou loop in plaas daarvan om geweier te word. In die verlore seun se geval het hulle hom varke laat oppas. 'n Uitstekende skuif, want vir 'n Jood was dit die ergste vernedering denkbaar, omdat varke vir hulle onrein diere was en hulle eers nie naby dit gekom het nie. Vir die verlore seun volgende was huis toe gaan 'n laaste opsie. Want terug by die huis sou hy 2 verdere probleme moes trotseer. Maar die storie van die liefdevolle vader, want ek is oortuig daarvan dis wat dit eerder moes wees. Die storie van die liefdevolle vader, dat die pa op een of ander manier dit nog reg kry om as die verlore seun aangehardloop kom, tot inkeer kom, aangehardloop kom in die arms van sy pa, dat sy pa dit nog reg kry om, terwyl hy geduldig gewag het, om vreugdevol te verwelkom en om volkome te vergewe. Dan dink ek by myself, is daar nog so mens? Hoe sou ek en jy hierop reageer? Want dit kon sekerlik nie maklik gewees het nie. Maar die pa van die verlore seun, lees ons in die Lukas
15 teks. Jy ontvang hom met ope arms, vol liefde en vol genade. Wat natuurlik weet ons van God alleen is en kan kom. Liewe vriende, as ek dit nou alles gesê het vanoggend op Vadersdag, oor die druk wat ek oortuig is daarvan, omdat ek het self voel soms, en hoor, en mee gedeel word, rondom die druk van ouers, of van paas en vaders, op huishouding, en om alles op 'n manier by mekaar te hou, sodat die balle in die lug gehou kan word, moet ons ook vanoggend vir mekaar sê, dat dit nie altyd gebeur nie. En daar verskeie redes ook daarvoor kan wees. En ek wil nie in elkeen van hulle ingaan volgend nie, want daaroor kan ons mekaar baie lank besig hou. Maar ek dink een van die grootste redes dalk, as ons dit moet opsom, sou dit seker opgesom kon word met die een woord. En dit is afwesigheid. En oor die afwesigheid van vaders word daar gereeld gepraat, gereeld geskryf, en wys die statistieke vir ons, dat ons nie op 'n goeie plek is, wat dit dan betref nie. En ek gaan graag hierdie statistieke met jou deel vanoggend. Van die Human Science Research Council, HSRC. Die statistieke oor afwesige paas in Suid-Afrika is ontstellend. Ongeveer 60% van kinders in Suid-Afrika word groot sonder 'n pa in die huis. En ek weet nie of jy reg gehoor het nie. 60%. 10% meer as die helfte. Boonop, volgens hierdie studie, woon meer as 2/3 van kinders nie saam met hulle biologiese paas in dieselfde huis nie. Die realiteit van afwesige paas in ons land is hartverskeurend. Dis nie net 'n statistiek nie. Dis die stories van kinders wat groot word sonder die emosionele en fisiese ondersteuning wat 'n pa behoort te gee, as ook al die ander rolle wat ek nou aan jou met jou gedeel het. Dit kan nie gebeur sonder 'n pa nie. Wydverspreide vaderloosheid is 'n groeiende tendens, skryf iemand anders, wat onder meer bydra tot ons generasie se sosiale siektes en verval. Die simptome wat deur die afwesigheid veroorsaak word, manifesteer verskillend onder verskillende geslagte. Maar die meeste jong mense sal waarskynlik destruktief reageer in situasies waar hulle nie 'n positiewe manlike rolmodel het om van te leer nie. Navorsing het bevind dat jong mense wat 'n afwesige vader huishouding beleef of in groot word, geneig is om hypermanlike gedrag te toon, insluitende verskillende vorme van aggressie, betrokke raak by ongesonde verhoudings, misdaad en verslawings. Waar bring dit ons? Gaan ons, as ons dit vir mekaar sê, oor die afwesigheid van vaders, en mekaar herinner aan die feilbaarheid, en die broosheid, en die stikkendheid wat sonde in die wêreld ingebring het, gaan ons dit daar laat? Of gaan ons vanoggend vir mekaar sê, dat uiteraard gaan ons, na die beste van ons vermoë, sorg, om op een of ander manier, 'n pa-model, 'n rolmodel, 'n vadermodel, dalk in 'n huishouding te wees, of te help mee, waar dit nodig is, onsself, fisies, wie ons is, wat ons is, en wat ons het, en wat ons kan doen. Of gaan ons vanoggend weer vir mekaar sê, dat mekaar herinner daaraan, dat of jy nou vanoggend 'n pa is, of 'n pa het, is jy in die uitsonderlike voorreg posisie. En hier kom ek nou vanoggend met die bonus.
En dit is dat jy kan jou beroep op 2 paas. Daar's 'n hemelse Vader. En ek moet dit vanoggend met jou deel as ek die boek gelees het van The Father Heart of God van Floyd McClung weer in die week. En ek net weer besef het dat ons dit, liewe vriende, nie sal regkry as daar nie verbintenisse is wat ons as vaders en as gelowige vaders veral maak nie. Ons gaan dit doodgewoon nie regkry nie. En dis 'n verbintenis in die eerste plek, 'n diep verbintenis van myself aan God, om God te vra vir sy leiding, om God te bid vir sy wysheid. Maar ook 'n verbintenis aan sy gesin, om binne die gesin 'n veilige hawe te skep, 'n plek waar mense doodgewoon hulle self is en kan wees, en hulle goddelike roeping binne daai veilige omgewing kan vind. En 'n verbintenis aan 'n geloofsgemeenskap, 'n verbintenis aan 'n kerk, 'n verbintenis aan die volk van God, aan die kinders van God. En daarom is plekke soos huiskerke so belangrik, om in die kleiner kern te ervaar en te beleef die hand van God, die sorg van God, die ondersteuning van God. Veral waar dit baie keer afwesig is, wat 'n aardse en 'n biologiese pa aanbetref. Daarom lees ons in Romeine 8 vers 15 tot 17, God het sy Heilige Gees gegee aan julle wat in hom glo. Dit is hy wat julle kinders van God gemaak het. Daarom kan ek en jy volgens weet dat ons 'n tweede Vader het, of dat dit dalk in jou geval die enigste Vader miskien is, ek ken nie jou omstandighede nie. Maar dat jy 'n kind is van God, dat jy 'n kind is van die hemelse Vader. Verder is dit ook hy wat nou 'n diep verlange na God in jou binneste wakker maak. Die Gees roep voortdurend in jou binneste uit, Vader, Vader, liefdevolle Vader, Abba Vader. Hy sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen God en julle is. Die Gees oortuig ons diep in ons binneste dat ons regtig God se kinders is. En omdat ons God se kinders is, ons is ook sy erfgename. Ons erf saam met Christus alles wat God beloof het. Dit is die absolute wonder van kindskap. Dat ons is nie net kinders van ons aardse paas nie. Ek onthou in my eie geval, seker 35 jaar gelede, toe my pa skielik oorlede is oornag, was van die woorde wat by my geleef het, is in 'n sekere sin jammer geweest dat hy toe oorlede is, want daar was soveel unfinished business. Maar gou het ek ontdek, wie God is, en wie sy kind ek is, nadat ek my pa verloor het. En wat 'n absolute wonderlike reis daar begin het, op ouderdom van ongeveer 25. En wil ek vanoggend met jou deel, dit wat ek in Father Heart of God weer net gelees en besef het in die week. En liewe vriende, ek is oortuig daarvan, ons het nie genoeg tyd om vir jou die totale omvang van God die Vader met jou te deel vanoggend nie, maar daar is 4 wat ek graag onder jou aandag weer wil bring en net uit my hart uit vanoggend met jou wil deel. Is die bonus van 2 paas, van 2 vaders, beteken dat ons in 'n hemelse Vader keer het. Psalm 103 lees ons soos 'n vader om ontferm oor sy kinders. So ontferm die Here hom oor die wat hom dien.
Want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons stof is. Hy care vir ons, hy ontferm hom oor ons. Maar hy is nie net 'n caring God nie, hy is ook 'n consistent God. Jakobus 1:17, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle kan verander of verduister nie. God kan nie verander nie. Soos ek en jy, op dieselfde dag. Soveel keer soms kan verander nie. God kan nie verander nie. Hy bly konstant in sy goedheid. Hy bly dieselfde God. Die God van Abraham is die God van vandag. Dit is dieselfde God. Hy's 'n close God. God wil hê dat al die volk op aarde hom moet dien. Hy wil hê dat ons almal voor hom moet buig. Gelukkig is God naby aan ons almal. Naby, close. Hy's nie ver weg nie. Hy's nie die een wat ek moet gaan soek nie. Hy's nie wat ek roep as ek 'n spaarwiel nodig het nie. Hy's by my. Hy's in my. Deur sy Gees het ons nou in hierdie Pinkstertyd met Hemelvaart weer besef, hy woon in ons. He's the close God. Maar my liewe vriend, he's also the competent God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Aan hom kom die eer toe. Is dit hoe ons God ken? Is dit die God met wie ek en jy in 'n verhouding is? Want jy sien jou prentjie van God bepaal lewe. Jou godsbeeld bepaal lewe. As jy in die moeilikheid is, as jy vrees, as jy gespanne is, as jy angstig is, bepaal die prentjie van God hoe dit uitloop. Ek sê dit met respek, want ek het direk daarmee te doen. Maar jou godsbeeld is ongelooflik belangrik. In die aanvaarding van sy vaderskap oor jou lewe. Aan die besef van 'n hemelse Vader. Dat ek en jy kan bid, ons Vader wat in die hemel is, my Vader wat in die hemel is. Is hy daai close een vir jou? Is hy daai consistent een vir jou? Is hy daai competent een vir jou? Is hy daai caring een vir jou? Ek gaan vir jou tyd gee vir so 'n minuut om net op jou eie, met jou eie pa, jou eie verhouding met jou eie pa besig te wees en dankie te sê, vergifnis te vra vir hom of vir jou, voordat ons die volgende lied sing, oor die God, oor wie God is. Kom ons sê net so 'n minuut dat jy op jou eie, bietjie dink oor jou eie pa, of oor die pa wie jy is. In die goedheid van God. Want dit is so dat ons, ek self, tekort skiet, dit nie maak nie. Maar daar is iemand anders wat vir jou deurkom. Daar is iemand anders op wie jy volledig kan vertrou. En terwyl jy bidend met die Here besig is oor vaderskap, en oor God se vaderskap ook in jou eie lewe, wil ek jy moet jy net deel in die bedieningslied, The Goodness of God.
and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Say all my life, Lord, all my life you have been faithful. Say all my life, Lord, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say your goodness is running out, it's running after me. Oh, your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. As jy 'n pa is en jy die vrymoedigheid het om saam met my hierdie gebed te deel, vra ek dat jy sal opstaan. Jy is pa, as vader van die huis, dat ons tot God kan nader vir sy beskerming en vir sy leiding en vir sy wysheid vir lewe vorentoe. Al die pa's wat graag wil, kan net opstaan daar waar jy is. En as jy naby 'n pa is of jou man is, raak aan hom, steek jou hand uit. Kom ons bless die pa's. Here, as ons vanoggend na u toe kom, dan bid ek dat u van pa tot pa sal beweeg en sal aanraak en sal vashou, dat hulle sal erken, daar's geen beter plek en ander plek as om in die arms te wees nie. En ons kom sê dit vanoggend vir u, Here, dat daar is geen beter plek as om in u arms te wees nie. En ons sê dit juis ook as gevolg van die feit dat ons so bewus is van u faithfulness, van u goodness, van u getrouheid, van u goedheid oor jare heen. En dat ons net onsself weer vanoggend volledig wil kom gee, kom weggee, kom oorgee in u arms, Here, in u sorg, en bid vir genade, en bid, Here, dat u vir ons die wysheid sal gee om as 'n goddelike pa, 'n goddelike vader, waarvoor u ons geroep het, daai verantwoordelikheid sal opneem, en dat u vir ons sal help, Here.
Ons kom erken dat ons die hulp nodig het. Dis hoekom ons hier is. Ons kom bely dit. Ons weet nie alles nie, ons weet nie alles nie, ons ken nie alles nie. Ons het U nodig, Here. En daarom staan ons, en daarom kom erken ons dit, en daarom kom bely ons dit. Kom sê ons dit vir U self, en vir ons self, en vir al die ander. We need you. Dankie dat ons daarop kan staat maak, dankie dat ons daarop ons kan beroep. Dankie dat ons U as ons Vader het. Ons Vader. Ons eer U. In Jesus se naam. Amen. Dankie. Terwyl jy gaan sit, het ek 'n verrassing vir jou. Vir een dag kan jy vergeet van kilojoules en van suiker. Sorry, ek weet of jy dalk suiker 'n probleem. Ek het self mos na die laaste tyd kennis gemaak daarmee, maar daar's cupcakes vir al die paas daar buite. Jy sal elke 'n heerlike vol cupcake kry. Ek is oortuig daarvan daar's genoeg. Laat die paas eers kry voordat wie ook al nog hulle self vergryp aan die soetgoed. Maar as jy dit sien, dan sal jy weet, daar sal sulke goed loop hier by jou mondhoek af. So lekker is dit. Baie dankie dat jy vanoggend saam met ons was. Mag julle mekaar geniet. Ek is diep bewus daarvan, vriende, dat hierdie dag ook ander emosies uitbring en op tafel sit. En dit is wat dit is. Party kan ons iets aan doen, party kan ons nie verander nie. Maar ons hoop en vertrou dat elkeen van ons hier sal uitgaan en besef, ons hemelse Vader, He's got our back. Hy sal sorg. Ons sal vashou aan hom. Ons gaan staan, ons gaan die Here dien met offergawes, ons gaan sing oor die rots. En jy sal ander maniere ook vind hoe jy kan gee, as dit op die skerp opkom. Kom ons staan, kom ons dien die Here met offergawes, kom ons sing oor die rots, en kom ons gaan eet cupcakes.
Mag die liefde van hierdie rots, die liefde van God ons Vader, en die genade van sy Seun Jesus Christus, wat vir ons lewe kom gee in oorvloed, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons wees en bly, tot hy ons weer kom haal. Ons almal sê saam, Amen, Amen. Bederf die vaders. Stil my siel, hy is hier, van hom is my verwachting. Wees stil my siel, hy is hier, van hom om my verlossing. Wees stil my siel, hy is hier, van hom is my verwachting. Wees stil my siel, hy is hier, van hom kom my verlossing. Vertrou op hom, ten